Goeiedag broers en susters, baie welkom. Dit is bitterkoud vanaand. So ek gaan vra dat ons lekker rustig sal raak en dat ons sal uitsien na die woord van die Here wat ons vandag gaan hoor. Ons groot en magtige Here God, ons wil vandag ons hand in U sin kom sit. Ons wil vandag verklaar dat ons van U afhanklik is en dat ons U hulp en U troos so nodig het. Here, ons is opgewonde oor dit wat U vir ons wil sê en ons bid dat dit by ons sal uitkom soos wat U bedoel het. Ons bid dit in die naam van Jesus, ons Here. Amen. Ons lees vandag uit Jesaja 44, ek lees vir ons vers 1 tot 12 en dan lees ek vir ons van vers 21 tot 23 en dit begin op bladsy 765 in die Ou Testament. Jesaja 44, 1 tot 12 en 21 tot 23. Maar luister nou Jakob, my dienaar, Israel wat ek uitgekies het. So sê die Here wat jou gemaak, jou in die moederskoot al gevorm het, wat jou help. Moenie bang wees nie, my diensknegt Jakob. Ja, Jesurun, wat ek uitgekies het. Dis 'n troetelnaampie vir Israel, dit beteken geliefde. Want ek sal water uitgiet op dorre aarde, waterstrome op droë grond. Ek sal my gees uitgiet op jou nageslag en my seën op al jou nakomelinge. Hulle sal groei tussen gras, soos rivierwilgers langs waterstrome. Een sal sê, aan die Here behoort ek, en 'n ander een sal die naam van Jakob uitroep. Nog een sal op sy hand skryf, die Here sin, en homself die naam Israel gee. So sê die Here, die koning van Israel, die een wat hom loskoop, die Here, heerser oor alle magte. Ek is die eerste en ek is die laaste. Buiten my is daar geen God nie. Wie is soos ek? Laat hy dit uitroep. Hy moet die saak stel, dit aan my voorlê, aangesien ek die oeroue volk gevestig het. Toekomstige gebeure en wat daarna sou volg, moes hulle vir die volk aangekondig het. Julle moenie ontsteld wees nie. Moenie deur vrees verlam word nie. Het ek jou Israel dit nie van tevore laat hoor, dit aangekondig nie. Julle is my getuies. Is daar 'n God buiten my? Daar is nie nog 'n rots nie. Ek weet nie van een nie. Die wat gesneede beelde vorm, hulle almal is nietig. Hulle geliefde maaksels baat hulle niks nie. Hulle getuig self oor hulle gode. Hulle sien niks nie en weet niks nie, sodat hulle beskaamd staan. Wie vorm 'n God? Wie giet 'n afgodsbeeld wat hom niks baat nie? Kyk, al sy aanhangers staan beskaamd en die vakmanne, hulle is bloot mense. Hulle kom almal byeen, neem hulle plekke in, raak vreesbevange, staan saam beskaamd. Die ystersmid slyp sy gereedskap en werk met gloeiende kole. Met hamers vorm hy iets en bewerk dit met sy kragtige voorarm. Hy word selfs honger en is sonder krag. Hy drink nie water nie en raak uitgeput. Dan beweeg ons aan tot by vers 21. Onthou die volgende Jakob, ja Israel, want jy is my diensknegt. Ek het jou gevorm, my diensknegt is jy. Israel, vir my is jy nie vergete nie. Ek het jou oortreding soos 'n nevel, jou sondes soos 'n wolk weggevee. Keer terug na my, want ek het jou losgekoop. Jubel hemel, want die Here het opgetree. Juig dieptes van die aarde. Breek uit in jubelkrete, berge, bosse en elke boom daarin. Want die Here het Jakob losgekoop, in Israel sy heerlikheid getoon. Ons lees net tot sover, mag die Here elkeen seën, wat die woord hoor en ook daaraan gehoor gee. Broers en susters, wat is ware durf? Die non stap vriendelik af in die klooster se gang eendag en een van haar jonger kollegas groet haar. Sy sê, dit lyk of iemand aan die verkeerde kant van die bed opgestaan het. Die non is nie baie beïndruk nie, maar sy gaan aan met haar werk. Sy loop 'n priester raak in die kapel en hoor dieselfde opmerking.
Dit lyk of iemand aan die verkeerde kant van die bed opgestaan het. Nou is sy sommer verontwaardig en uiteindelik sit sy aan by die ontbyttafel. Die non langs haar maak haar mond oop om haar te groet. Die eerste non onderbreek haar. Waag dit net om te vra of ek vandag aan die verkeerde kant van die bed opgestaan het. O nee, sê die ander non. Ek wonder net, hoekom het jy vanoggend die biskop se pantoffels aan? Hoe durf jy? Daar is 'n ongelooflike toneel in die 2004 fliek Troy. Die fliek wat op die vervolggedig gebaseer is, die Odyssey, het hierdie maand uitgekom. Maar in die eerste fliek, in Troy, is daar die een toneel waar Brad Pitt se karakter, Achilles, voor die stad Troje staan. En hy roep die naam van sy vyand Hector uit, totdat Hector opdaag om teen hom te veg. Hy skree, Hector! Hector! Totdat Hector uit die veiligheid van die stadsmure kom en hy staan voor hom. En dis nie baie anders as wat God doen in vers 6 en 7 nie. Ek is die koning van Israel, wie is soos ek? Sê vir my, wie het Israel gevestig as dit dan nie ek is nie? En hoekom het jy dan nie vir Israel gesê, soos ek het, wat met hulle gaan gebeur nie? Hierdie is 'n uitdaging tot 'n tweegeveg. Enige iemand voel, hulle is dalk God, of hulle kan in God se posisie staan, daai persoon moet na vore kom, en hulle moet dit vir God kom sê. Dis terselfdertyd 'n uitdaging aan die mense van Juda, maar ook aan die afgode van Babylonië. Natuurlik antwoord niemand nie, want dis God. En ek weet nie van julle nie, maar vir my is dit bietjie verwarrend om so oor God te dink. Ons bely dat God liefde is, en dat God sagmoedig en genadig is, en nou konfronteer hierdie beeld van die militaristiese God ons. Ek wil tog graag vir ons 'n storie deel oor hoe liefde partykeer soos geweld kan lyk. Enigiemand wat my ken weet, ek dink dat katte die Here se oulikste en mooiste ou skepseltjies is. Woensdag sit ek in die sitkamer en werk, en die agterdeur is oop, maar die hek by die agterdeur is toe. Dit beteken die katte kan gaan buite speel, maar mense kan nie in die huis ongenooid kom speel nie. En skielik is daar 'n onaardse geluid. Dis voor in die tuin, en ek hol by die studeerkamer uit, want dis die naaste uitgang. Ek het net een van my plakkies aan, want daar was nie tyd nie. En daar is 'n swart en wit katjie, wat staan in grond vir een van my eie swart en wit katjies. Ek roep en ek beweeg en ek spring rond, en daar hardloop die ander kat uiteindelik weg. Ek hou van die ander kat. Ek dink hy is oulik, maar nie as hy vir arme kabous afknou nie. Partykeer straf ouers hulle kinders omdat hulle vir hulle lief is. Baie diere in die wild val ander diere aan, of partykeer mense, as hulle naby die kleintjies kom. So kom ons sien God se intimiderende optrede hier vir wat dit is. Liefde in aksie. Omdat Juda verneder is en heeltemal hulpeloos is, het hulle 'n beskermer nodig. En daardie beskermer, daardie magtige kryger, dit is God wat dit vir hulle doen, maar God doen dit uit liefde uit. Nou, hoekom het Juda 'n magtige held nodig? Ons moet onthou tog dat alle generasies in die Bybel nie dieselfde oor teologie gedink het nie. Die twee ballingskappe in die Ou Testament is juist daarom geestelik baie interessant. Dit merk die oorgang van die idee van God as die magtigste na God as die enigste. Vir eeue was elke oorlog in Wes-Asië ook 'n heilige oorlog. Ons het nie gewen omdat ons meer troepe en beter strategie en wapenrusting gehad het nie. Ons het gewen omdat ons God magtiger is as die ander nasie se God. Die stamme van Israel en almal rondom hulle het so gedink. Nêrens in Juda se geskiedenis was hierdie gedagte so sterk as tydens die eerste tempel nie. Salomo se tempel was mos nou die bewyse dat die God van Israel die magtigste is en vir altyd en altyd vir Israel sal beskerm.
Jesaja 44 is deel van tweede Jesaja, soos wat ons verlede week ook van gepraat het. Dit beteken, op hierdie stadium is die tempel tot niet en die mense van Juda sit in Babylonië. Twee vrae kom spook nou by die mense van Juda. Die eerste een, beteken dit dat Marduk, die god van Babylonië, dan hoe sterker is as die Here, die god van Juda? Sou dit nie dan miskien die moeite werd wees om die Here te los vir 'n ander god nie? En twee, as die Here dan wel nog steeds die sterkste is, beteken dit dan die Here het ons nou verlaat? Was ons ontrouheid en afvalligheid die laaste strooi en is God dan nou klaar met ons? Dis dan dat Juda hoor, hulle God is nie weg nie, en dat daar geen ander ware God is nie. Die gode van die ander nasies is nie in staat daartoe om die Here te oorwin nie. Nie omdat hulle minder magtig is as God nie, maar omdat hulle beelde is van hout en van metaal. Hulle is deur mense gemaak. Juda is teneergedruk want hulle koning is nou in effek 'n magtelose gijslaer, en daarteenoor sê die Here, eintlik is ek nog altyd julle regte koning. God beloof ook weer opnuut dat daar waar Juda nou is, nie is waar hulle eindbestemming is nie. Die ballingskap gaan verbygaan en hulle sal weer bevry word. So nie net is daar niemand soos God nie, vir die mens is God liewer as wat die mens vir God is. God is nie soos 'n spieël waar jy net uitkry wat jy insit nie. Selfs al het Juda dalk hulle rug op God gedraai, God los hulle nooit nie. Nou ons bely dat sover ons weet, ons drie-enige God die enigste God is. Alhoewel ons dit glo, beteken Jesaja 44, nie ons word tot oorlog geroep nie. Die jaar van die kruistogte is verby. Ons moet vir die ateïste, die moslems, hindoes, jode en boeddhiste niks behalwe liefde gee nie. Ons word eerder uitgenooi om in die Here se mag te vertrou, nie in ons eie nie. Ons hoor ook soos Juda, dat die afgode nie werklike gode is nie, maar mensgemaakte beelde. Hulle het nie mag oor God se geliefde kinders nie. Weet julle aan wie dieselfde geliefde kinders wel vandag mag gee? Ons loop die gevaar om van rykdom, van status of van gemak nuwe afgode te maak. Die beste van alles is dat ons weet voor ons siel, dis ook alles mensgemaakte verskynsels. Ons lag vir die skrynwerker en vir die eystersmid wat afgode bou. Maar wat doen ons baie keer? Ons werk ons boeglam, sodat ons af en toe iets kan bekostig wat ons eintlik nie nodig het nie. Ons breek ons vingers om mense tevrede te stel, wat dalk nooit van ons gaan hou nie. Ons weier om die Here se stem te hoor, baie keer, want dit vra dat ons uit die bekende uit beweeg. Hoeveel maal is daar nie tyd, geld of lus vir X nie, maar wel vir Y? Een van ons diakens wys vir my soveel keer hoe lyk integriteit en 'n gewilligheid om geestelik te ontwikkel. Dis sy keuse en ek weet ook die erediens is glad nie die enigste manier om God te dien nie. Maar hierdie diaken van ons sê altyd, as ek Saterdag aand hier kan wees, dan kan ek Sondagoggend kerk toe kom. Dis sy woorde. Ek vermoed hy doen dit, want hy beleef, soos ons almal al het, God se vervulling. Wie van ons glo dat die God van Israel meer kan doen, as die beeld van Babylonië se Marduk? Wie van ons glo dat die Here meer vir ons kan beteken, as 'n mensgemaakte afgod? As ons die evangelies lees, dan beantwoord Jesus ook hierdie twee vrae van Juda. Is iemand so magtig soos die drie-enige God? Nee. Jesus het die dood en die bose oorwin. Wil Jesus, sy Vader, hulle Gees, nog iets met ons te doen hê? Ja, die Here sal ons altyd nader trek en ons omarm. Jesus neem ons onheiligheid weg deur ons sonde te delg. Die Vader neem ons aan as kinders en die Gees woon binne in ons. So of ons God nog altyd eerste gestel het en of ons nog
dit maar oorweeg, die uitnodiging bly daar. Bou op die Here en sien wat gebeur. Niemand kan dit ooit durf om God se plek te probeer volstaan nie. Amen. Ons ongelooflike Here, ons wil U vandag dank dat U ons in 'n posisie stel waar ons die uitnodiging kan aanvaar en waar ons U weer opnuut of dalk vir die eerste keer eerste in ons lewens stel. Dankie dat die liefde vir ons meer is as die gehoorsaamheid wat ons aan U wys. En dankie dat ons eintlik vir niks bang hoef te wees nie, want daar's niks wat U van ons kan steel nie. U gaan dit nie toelaat nie. Dankie dat ons lewens en ons harte by U kan plaas en dat ons vertroue vir U kan gee. Ons is oorweldig deur U grootheid en deur U mag. Help ons om dit te onthou van Maandag tot Saterdag. Amen.